Wat 'n voorreg om so lekker saam te kan sing. Is dit nie waar nie? Maar julle, ek is nou vandag vreemd, nie so 'n bietjie op masjiene wees. Ek het net maar geduldig, net 'n bietjie met my. Dis hoekom julle sal sien, ek het nou 'n lang bank hier neergesit. Pastore, sal julle hier bo by my kom sit vandag asseblief. Dis 'n spesiale besoek van my af. Sal die pastore hier bo kom sit agter my asseblief? Baie spesiale besoek. Die pastore wat ek nog nie ken nie, as daar nog van julle is, julle moet vorentoe kom. Kom sit hier so asseblief. Ek het hierdie godsmanne nodig hier agter my vandag. Amen. Jare terug, as ek nou reg onthou, pastoor Ben my help, was die preekstoel nie bietjie hierdie kant af nie. Ek het nie lekker, was by jou net so gewees. En ek het 'n preekgeleentheid gehad rondom Jona, Ninive, en waar die Here my gevat het en my omgedraai het in die lewensposisie waar ek was. En iewers, terwyl ek besig is met die preek, haak ek vas. Sien nie weer so iets. Ek haak vas. En hulle vader, pastoor Ben, sit hier agter my op hierdie eerste stoel. En hy sien dit. En hy haak my net hier van agter en sê net die regte woorde vir my. En dan gaan ek aan, ek het soveel moed geskep. Toe ek hierdie godsmanne so hier so agter my sien daai tyd, want ek voel mos maar vreemd hiervoor. Nou ek is vandag bevoorreg om julle hier by my te hê vandag. Baie dankie. Hulle sit nie met 'n doel, dis mense wat sit en bid vir julle hierso. Mense wat oorlogvoering mee besig is hier waar hulle is. Mense wat werklik waar ook jou gebed nodig het. Weet, hierdie ouens spandeer tyd op hulle knieë vir jou. Amen. Ons het bid 'n baie groot God. En as ons vat, wat is jy as mens? Maar niks. Maar as jy hierdie klip vat, wat eintlik maar niks is nie. En jy sit hom in die hande van Dawid. En jy sit hom in God se hand. En dan maak hy eintlik klip 'n reus dood. Amen. As jy 'n gewone stok vat, maak hy niks. Maar sit hom in Moses se hande. Ja. En God kom verby, en water kloof oop. Ja. Dan gebeur daar dinge. Net so as jy, nietige ek en jy, in die hande van die Here, 'n kragtige maatstaf en werkende instrument in die hande van die Here. Moet nooit dat Satan jou vertel jy is niks werd nie, want jy is dit nie. En die koning van die konings en die Heer van die Here het sy seun gestuur om vir jou en my sondes te kom sterf, die dood te oorwin, sodat ek en jy vandag vir mekaar iets kan beteken. En jy beteken vir iemand anders iets. Glo my, jy beteken vir iemand anders iets. Jy is besonders in die oë van die Here. Kom ons sit net so en sluit ons net die oë. Vader, dankie vir hierdie geleentheid, Here. U woord is geopen, Here. Ons het nie altyd die woord in die Here, maar U is die woord, Vader. En daarom spreek in die naam van Jesus, Here. Amen. Die laaste dag of 2, 3, en dan gooi hulle vir ons hierdie beeld op, hier so by die kerk, Bethel gemeente. En die Here begin met my te praat met die naam Bethel. En ek begin net te blaai. Ek het lanklaas daar rond gelees. En ek begin te blaai daar. Genesis 28 vers 10, vir die van die wat die woord by het. Genesis 28 daarvan vers 10 rond. Wil ek so 'n bietjie kyk. En Jakob het uit Beersheba vertrek en na Haran gegaan. Daar kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opklim en daarlangs neerdal. En ek sit en ek dink terug in hierdie gemeente, en ek dink terug, ek het met pastore gesels hierso oor hulle vader se bediening. Waar kom Bethel se naam vandaan? Wat het die Here nie vir ou pastoor Botha gesê rondom hierdie bediening in die begin van hierdie bediening? Waarheen gaan die Here hom nie vat nie? Ons gaan nog lees daarvan, wat die Here vir hom gesê het, waar gaan hy met hom heen met hierdie bediening? Nou, wat 'n voorreg het ons nie, om deel te kan wees van dit, die ooreenkoms, wat ou pastoor Botha en die Here aangegaan het, rondom hierdie naam. Ons is deel van daai ooreenkoms. Ons het nie geweet nie.
Maar vandag weet jy, jy is deel van daai ooreenkoms. Vir die pad vorentoe as 'n kind van die Here. Die betekenis wat ons werklik waar vir mekaar moet hê, die naam Bet-El. Nou Bet-El in die Hebreëus, ja, ek so slim is ek het ook maar gaan opkyk. Beteken God se huis. Bet-El, God se huis. Right. En hy het hierdie droom van die engele en God daar bo by die leer staan en die engele beweeg op en af. Ons weet dan ook van engele wat boodskappers is. Dit het ons ook gelees, né? So dit sê vir my dat hier 'n opening in hierdie gemeente direk dan ook na die Vader toe. Want waarom sal die Here dan so 'n spesifieke naam toeken aan 'n gemeente? Omdat dit 'n baie spesiale gemeente is. En omdat jy spesiaal is, het die Here 'n baie groot spesiale hartsplek vir hierdie gemeente. Die gemeente is geplaas waar hy geplaas is, wat beteken dat daar is 'n doel vir hierdie gemeente. En dit maak my opgewonde. Ons kyk terug na die senior pastore in die kerk, mense met soveel jare ondervinding en soveel woordkennis, en nou weer eens kan opkyk. Maar dan, die manne word ook oud. Beteken nie, hulle word dom nie, dis nie wat ek sê. Dis mense by wie ons kan leer, maar ons het ook jonger leiers op begin nodig, opgetel moet word. En hierdie is die plek waar dit moet gebeur. Waar gaan die jong leiers opstaan? Hulle gaan opstaan, want hulle kan opkyk en die wysheid kry by hierdie ouens, wat het ook nie altyd maklik gehad het nie. Hulle kan dalk sê dan met 'n smile, maar partykeer was dit ook dalk 'n hongerpyn, ons sal dit weet nie. Maar die Here het ook jong mense nodig wat opgelei moet word. As die Here jou roep, moenie dat hy kans by jou verbygaan opgeleid word in een of ander bedieningsakker van die Here nie. Die Here het ons almal verskillend gemaak. Hoekom? Sodat ons vir mekaar so mekaar kan inskakel en vir mekaar kan optel wanneer dit nodig is. Vir mekaar 'n woord van bemoediging kan gee. Ons hoef nie almal 'n predikant te wees of 'n pastoor nie. Maar ons kan daar wees vir mekaar, ons kan vir mekaar bid. En groot dinge gebeur. Siektes val uit as mense vir mekaar begin bid. Dinge begin te gebeur. Daar's 'n opening hier geplaas vir mense om mekaar te kan bemoedig. En as ook dan sien ek dit is 'n plek van opleiding. Want wat anders is die woord as 'n opleiding vir ons en as 'n swaard vir ons pad. Wat ons elke dag as kinders van die Here moet stap. Want ons het die Here nodig. Opleiding, ja, ons kan mekaar leer. Want daar leer ons in die woord uit, die werking van die Heilige Gees in jou en in my lewe. Kom ons lees verder. En kyk, die Here het bo aangestaan. Ek is die Here jou God, die God van jou vader Abraham, en die God van Isak. Die land waar jy op slaap sal ek aan jou en jou nageslag gee. Hoor jy die belofte? Hier is 'n groot belofte direk in die hand van Vader. En God is iemand as hy belofte maak, gaan hy nie terug op sy woord nie. Hy kom verder en hy sê, ook in sy woord, dat ons het nodig om hom te herinner aan sy beloftes. Nou as jy dan dink, jy is 'n bietjie mismoedig. Die Here dink ek glo nie mismoedig oor ons. Hy het soveel geduld in liefde vir elkeen van ons. Dan gaan ons terug na die Here. Ons gaan op ons knieë, want waar gaan ons krag kry by die Here? As anders is as om by die Here te gaan en te sê, Here, U het 'n belofte aan ons voorvaders gemaak. En daai belofte staan vandag. Wat hy die plek vir ons gaan gee. Hierdie plek van aanbidding. Die plek van aanbidding. Jou plek van aanbidding. Jou plek van bediening waarin jy moet wees en waarin jy moet kom. Ons weet nie altyd alles nie, maar hier is 'n plek van kennis om op te tel deur die werking van die Heilige Gees in jou en my lewe. Moenie 'n kans laat verbygaan om vir die Here en sy akker iets te beteken vir wat daar is nie. Want jy het dit werk, jy kan dit doen deur die bloed van Jesus Christus. Hy sê verder, en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde en jy sal uitbrei, hoor jy sal uitbrei. Ek sê selfs nou rond met pastoor Nathaniel oor die bediening verder as Bloemfontein in die streke en ek val op my rug toe, hoe groot is die bediening? Dit is verskriklik groot. Dit kom uit daai belofte uit daar wat sê noord, oos, suid en wes sal hierdie bediening uitbrei. Jy so saam met die werking van die Gees in jou lewe is 'n bediening op jou eie. Moenie jouself laaskak nie, ek sê dit weer 'n keer. Want jy, waar jy gaan, moet jy die woord van die Here uitleef, uitdien. In my werksomstandighede waar ek is, werk ek ook met rowwe mense, en enige tipe, wat is van die rykste ou tot die armste ou. Maar bedien ek dan.
Ek laat nie meer 'n kans verbygaan nie. Ek het dalk in die verlede. Ek laat nie meer mense my so kwaad maak nie. Want 'n paar keer wou ek 'n paar van hulle daar in die put gegooi het. Want almal weet nog altyd beter as ek. Ja. Want dit moet die Here my kalmeer. Ek weet kalm maak so bid jy vir jou. Moenie met hom in 'n geveg betrokke raak nie. Jy gaan nie daal na 'n vlak waar die duiwel lê jy met jou kunskap sommer verloor deur te vloek of te slaan nie. Nee, glad nie. Jy is 'n bediening, 'n lopende bediening in die arms van die Here, in die hande van die Here, en daar waar hy jou geplaas. Asseblief leef dit uit. Maak nie saak wat hulle sê nie. Die dag as jy voor die troon gaan staan, is hulle ook daar. En wat gaan die Here sê? Dis my geliefde kind daar. Dis wat die Here gaan sê. Moet nooit skaam wees vir die werk van die Here. Amen. En jou geslag sal wees soos die stof van die aarde, jy sal uitgebrei word, weste, ooste, noorde en suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word oor hierdie belofte. Al die geslagte. Dit sê vir my, en ek hoef nie 'n slim ou te wees nie. Maar die woord sê vir my, ag my vrou Raagte. Dit sê vir my, ons is deel van al hierdie geslagte wat daarvan gepraat word. Pastoor, ons val daarby in. 'n blessing van die Here af wat staan. My broer en my sussie, moenie laat Satan jou wegvat van hierdie blessings af. Yes. Leef hierdie leef soos wat die Here wil hê jy moet leef. Want daai blessing staan vandag nog, die Here gaan nie terug op sy woord nie. Vat daai blessing. Want die Here wil jou seën en die Here gaan jou seën. En met 'n dubbele mag en vrede van die Here, want jy is dit waardig in die bloed van Jesus Christus. Kom ons gaan aan. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Hoor dit sê die Here verder vir ons. Hy is saam met ons. Hy stap saam met ons. Hy sal ons bewaar. Hy gaan wat boos is van ons af weghou. Want ons bly in kontak met die Here. Hy praat met ons. En ons vra Here, help my, Here beskerm my, behoed en bewaar my. En hy sê hy sal dit doen. Net waar hy stuur, waar jy gaan. 'n belofte van die Here. Hierdie Bethel het dan baie beloftes. Yes. Hy sê verder, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Gaan jy terugbring? Ek gaan jy terugbring. Dis 'n belofte van die Here af. Ek gaan jy terugbring. Jy weet, die kinders, né? En ek pik nie nou op die kinders. Maar luister mooi wat hierdie oom vir julle sê vandag. As ons nou so 'n jong werkende klas is, dan raak dit baie keer ons, né? Maar ons maar ons eie ding doen. Ons het hier groot geword in die voete, hier by die preekstoel. En ons ken kerk en ons sê ken die sonnaskool, al die goede, maar bestaan voel jy gaan maar op jou eie pad gaan en goed. Maar dit wat die Here vasgelê het in jou, kom uit. Jy gaan terugkom. Jy gaan terugkom. Jy gaan terugkom. Ouers, moenie moedeloos raak nie. Moenie moedeloos raak nie. Dit wat die Here deur jou in daai kinders ingeplaas het, hulle gaan terugkom. Hulle gaan terugkom en hulle sal terugkom en hulle gaan opstaan vir die werk van die Here. Amen. Ons moet op ons eie aanhou bly vir ons kinders. Dus verder. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het nie geweet. Amen. Ons weet nie altyd nie. Jy kom dalk in 'n situasie waar die Here jou gestuur het en dan lyk dit so donker hierso. Waar hy slaap op 'n donker plek en hy staan op met hierdie ervaring wat hy met God gehad het. Deur hierdie droom. En hy sê waarlik, God is in hierdie plek. Ek het nie geweet nie. Moenie dink God is nie daar nie, hy is daar. Want hy stuur jou dan nou soontoe. Hy is reeds daar. Hy het gesê ek sal jou bewaar, ek gaan voor jou uitstap. Dit is belangrik. My boetie. Paul, noem jy oor die naam. Jy is belangrik in die akker van die Here. Ja. Jy is baie belangrik in die akker van die Here. Die Here is daar. Hy is daar. As dit 'n bietjie swaar gaan, 'n bietjie moeilik gaan, die Here is reeds daar om vir jou te help. Ons moet oor hierdie goed te kyk, ons moet deur hierdie goed te kyk. En as moet ons steef bly, ons krag en ons geloof in die Vader net kan groei en groei en groei. Kom ons gaan aan. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Ja. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is die poort van die hemel. Ja. Hoor hierso, dis hierdie groot woorde. Ek weet nie wat om oor te sê nie, maar dit is massief groot. Yes. 'n Poort direk na die hemel. My broer en my suster, en ons praat hiervan, wat 'n deel van die boek? Genesis.
Aan die begin van die woord, ons praat nie eens van daai Jesus gekom het nie, die weg en die waarheid nie. So van die begin af, was daar hierdie oop kanaal tussen ons en die Vader. Dit was nog nooit so toe nie. Maar Jesus het gekom, om vir ons die ultimate prys te betaal. Vir jou en vir my. Uit die groot liefde van die Vader hart uit. Gaan ons terug na Bethel toe. Hierdie huis van God. Hierdie opening waar daar is. My broer en suster, dit is 'n besondere voorreg. Om met so 'n groep mense by mekaar te kan wees. Onder so 'n naam van Bethel, dat die Vader gaan elke oomblik gebruik maak van die belofte wat hy aan iemand anders gemaak het, ook, om jou te bedien in die plek van salwing. Dankie, Here Jesus. Moet dit nie laat verbygaan nie. Iemand net gekom en sê, ek wil vir jou kom bid, dan vaar daai gebed, maak jouself weer daai persoon is nie. Weet, Vader het hom gestuur na jou. Jy is belangrik. Dis 'n opening. Sê verder. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het olie daarop uitgegooi. Ja. Hoor nou net daarso. Dis 'n plek van aanbidding. Daar. As ons kyk na die geskiedenis van die Israeliete tot en met vandag, Bethel is 'n plek van samekoms. Is 'n plek van aanbidding, is 'n plek van opleiding, is 'n plek van ervaring in God se teenwoordigheid. Ekskuus. Hulle maak tyd om so hierdie jaar samentrekke daar te gaan hou. Want hulle wil daar ervaring beleef, die belofte beleef. Al is dit nou dat hulle baie aandag aan die plek spesifiek gee, maar dit is so 'n tipe plek. My broer en my suster, ons het mekaar nodig. Ons het werklik waar mekaar nodig. Absoluut. Daarom moenie ophou bid vir iemand anders nie. Ek het al gekry, dan voel ek nie lekker nie, en dan voel ek nie lus om te bid of so iets nie. En in die volgende oomblik begin ek beter te voel. Maar besef ek, iemand is besig om iewers vir my te bid. Daar waar ek op 'n siekbed lê, wat ook al die geval is, en ek begin beter te word, dan weet ek net, dankie Here. U het iemand gesê om vir my te bid. En dan begin ek beter te raak. En my omstandighede begin beter te raak, deurdat jy besig is om vir iemand anders te bid. Die Here luister na sy kinders se stem. Amen. En hy het olie daarop uitgegee, die belangrikheid van olie, pastoor. Dis 'n geweldige groot ding wat die Here gedoen het met die olie. Ja. Hierdie verseeling amper van die olie oor alles. As ons vir mekaar bid, die aanraking met die olie. Hierdie olie is baie groot ding. En onmiddellik het hy ook dit uitgegooi daaroor die klip wat hy beslaap het as 'n gedenkteken. Maar ook as 'n verseeling tussen dit wat die Here vir hom gesê het en die belofte rondom dit, wat die Here hom nog gaan terugbring later. Wat beteken die Here staan steeds op sy woord. Onthou weet dit dat jy met die Here praat en met die Here van jou kant af gesê het, dat jy jou deel doen. Want God het daai klip gevat en hy het die reus doodgemaak. En God se hand, hy sê baie sterk, en baie potensiaal word in jou ontsluit tot eer van sy naam. Amen. Ons lewe almal in 'n wêreld van wat dinge nie lekker is. Maar ons is daar om 'n verskil te maak. Ja. Jy en ek is daar om 'n verskil te maak. Klein en groot en oud is daar om 'n verskil te maak. Laat ons werklik waar Gees toelaat dat ons 'n verskil kan wees in iemand anders se lewe. Kom ons gaan aan. Yes. En hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Luz. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere aan te trek. Hoor wat sê hy hierso? Hy's 'n mens, né? Het God het nog gepraat, en dan kom hy nog en sê vir die Here, maar gaan saam met my. As jy saam met my gaan kos gee of 'n plekkie gee om te bly. Ja. Nee, ons is maar mense. Ja. Wat stel ons nog 'n paar eise op iets? Ja. Is dit nie so? Maar God het ons gemaak, hy ken ons. Hy weet ons gaan dalk so reageer. Hy is die maker, die skepper en vormeerder van elkeen van ons. Hy het ons gegee met hierdie inisiatiewe ook om dinge te kan doen. En so kom vra hy nou. Hy sê, Here, as jy hierdie gaan doen vir my. Want mense soek 'n bietjie van sekuriteit, is dit nie waar hy pastoor? Jy soek dalk 'n bietjie sekuriteit en goede en jy dink maar as ek nou hierdie sendeling is, net jy op die draai, jy hoef nie eens Japan toe gaan, die sendeling in jou omgewing doodreg. En
gaan ek nog kos hê, gaan ek 'n dak hê en sulke goed. Dan sê Here, as jy hierdie dinge vir my gee. Sê verder, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. Hoor dit sê, dan sal die Here my God wees. Nou die eislike ervaring wat hy gehad het. En hierdie klip wat ek as gedenkteken opgerig het, sal 'n huis van God wees. Dis reg. En van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Amen. Hoor dan. Het hy nou 'n ooreenkoms met die Here aangegaan so, op sy menslike manier, né? En ons kan onsself sien in dit. Is dit nie waar nie? Sien ons nou onsself in dit dat hy daar hierdie ooreenkoms wat hy met Abba Vader aangegaan het. En ons het hierdie goeders ook nodig om te leef. Amen. Maar God, alles behoort aan die Here. Alles behoort aan hom. Van bo tot onder, alles behoort net aan die Here. Die koning van die konings en die Heer van die Here. Jy is belangrik in die akker van die Here. En ek weet ek het dit al 'n hele paar keer gesê. Jy is baie belangrik in die akker van die Here. Deur jou en deur jou bediening gaan die Here siele wen, siele red. Die Here het jou in jou voete, jou geloof en jou gebede nodig om vir hom te werk op hierdie wêreld wat hy ons geplaas het. Ons kan nie net werk vir ons eie sak nie. Nee. Ons moet dit begin besef, waar kom hierdie krag van hierdie werk wat ons nou wel gedoen kry vir ons eie sak? Waar kom dit tog vandaan? Waar kom die gesondheid vandaan? Waar kom die geleenthede vandaan? Dit kom net van God af. Dit kom net van God af. Want jy is belangrik, nog steeds in sy akker. Daar Psalm, is dit Psalm 92? Kan 'n fout maak dalk. Sê die Here, selfs in jou wyse gryse ouderdom sal jy nog vrugbaar wees op my akker. Amen. Dit is 'n bietjie my woorde wat ek insit daar, ek kan nie presies onthou nie. Maak nie saak of jy oud is nie. Jy sal nog steeds vrugbaar wees in die akker van die Here. Want die Here weet dit hoe te gebruik, jong of oud. Nou is my vraag aan jou vandag. Nou het jy gehoor van beloftes wat baie jare terug gaan. Van die begin van die skepping af, van die begin van Genesis af. In hierdie bediening wat die Here met Pastoor Botha ook 'n geleentheid aangegaan het rondom die naam, die skepping van dit. Waar staan jy vandag rondom dit? Is jy bereid om ook so 'n bietjie daai moue van jou te vat en op te rol? Stofsuier te vat om 'n kerk uit te suig? Is jy bereid om met jou grasnyer op 'n Saterdag aand te kom en te sê, kom ek tackle hy hoekie daar voor jy vir jou kom kry, kom daar agter die gras klaar is nie? Is jy bereid om 'n pot kos saam te bring vir iemand anders wat dalk nie 'n bordjie kos het? Is jy bereid om, dit is maar 'n basic goed wat ek nou net doen, maar is jy bereid om die pad saam te stap? Want daar is soveel beloftes wat die Here vir ons gegee het, en net in hierdie stukkie rondom Bethel, dat hy 'n verskil wil maak in iemand anders se lewe deur jou te gebruik. Hy het jou nodig in sy akker. Ons sal seker nie hierdie klippe moet uit. Nie terwyl ons hier is. En as jy elke kan iets beteken, ons gaan iets beteken. Ja, is reg. Dis hoe die Here my gepraat het rondom hierdie Bethel naam. En dit is 'n besonderse naam in die bedieningswêreld. As jy daar tussen daai Hebreëse ouens kom en jy praat Bethel, weet jy klaar waarvan jy praat. Maar dit is groot in daai wêreld. Weer eens my broer en my suster, moenie 'n kans laat verbygaan om die naam van die Here groot te maak. Ons weet hy is groot, maar hy is in iemand anders se lewe nie groot nie. En hy het nodig om die liefde van Jesus in jou lewe te sien en te ervaar vir wat die Here gemaak het in jou lewe. Ek wil nie oor my hele getuienis praat nie, maar ek was plat geskiet, die weerlig het my gepitch en in bike, ek is omgery met die bike. Elke keer, en elke keer, die laaste keer met die bike op, twee van hierdie kere het die Here met 'n stem gepraat, soos ek met jou praat, het die Here met my gepraat, twee van hierdie gevalle. Die aand met die skietery, wat hulle my geskiet het, en die dag met die bike, terwyl ek nog so deur die lug trek, toe die vrou my gestamp het, sê die Here vir my, jy's alright, jy sal nie doodgaan. Net so praat die Here met my. Amen. Weet jy, waarby my boetie, weet jy hoe om hierdie stem van die Here te hoor? Ja. Dis tyd spandeer met nie daar. Ja. Want die Here het 'n besonderse tyd en manier om jou te praat.
anders gaan jy hom nie hoor nie. Dis sleg. Om nie sy stem te hoor, ek het vir lang tyd in my lewe nie daai stem te hoor nie. Miskien het ek hom gehoor, maar dit nie herken nie. Hoe dit ook al sê, maak tyd by die Here. Want jy kan hoor hoe praat hy met jou. My broer en my suster, jy wat 'n werk het, en bevoorreg is rondom dit, jy's besig om nie heen te gaan in jou werk. Nou as kind van die Here, moet jy by jou doel uitkom wat die Here jou hiervoor geplaas het. As jy nie by die doel uitkom, is jy doelloos. As jy doelloos is jy 'n oop target vir die werk van die bose. Dis waar. Maak jou doel vas by die Here. Al is dit vandag al wat jy doen. Maak jou doel vas by die Here, jou bediening vas by die Here op die. Maak 'n nuwe agreement met die Here wat voor te stel. Ek praat so 'n bietjie Engels tussen 'n vrou Diego daarso. Want jy moet vas staan. Ons moet ons huis gebou hou op die rots, nie op die sand. My broer en my suster, maak tyd met die Here. Want die Here maak altyd tyd met jou en met my. Dankie Vader vir hierdie geleentheid, Here. Dankie Jesus dat jy vir ons so lief is. En die Here sê elke keer, hy sal sy beloftes, sy geloftes met ons nakom. Hy sal dit altyd nakom. Brood, klere, behuising, elke deel daarvan sal hy nakom. Moenie skaam wees vir die woord van die Here nie. Al het die hele wêreld so gedraai dat hulle eie ding heeltemal wil doen elke dag. Weet, staan daar in jou hoekie op en staan op en jy sal sien die Here gaan veel magtiglik optel as dit gaan oor sy werk. Hy gaan veel kragtiglik gebruik in sy akker. Jesus, as dit u kind, groot mens, jy is belangrik. Jy is belangrik. Pastoor. Amen. Amen. Ek dink dit is 'n kosbare woord om oor Bethel te praat, maar toe my boetie praat nou oor olie, wil ek net deel wat ek met hom gedeel het in die week Woensdag en Donderdag aand. In die Ou Testamentiese tyd het die herders olie gebruik om aan die skape te smeer. Olyfolie spesifiek. En die olyfolie het gemaak dat geen insekte, geen goggas, geen slange naby die skape gekom het. En dat die skapies 'n rustige nagrus gehad het. Kom die gedagte by my op, Here, ons maar so 'n bietjie net die olie vat en ons smeer dit aan ons gemore. Ja. Dat ons kan gewaar die beskerming van God, die teenwoordigheid van die Here, die aanraking van die Here, net so 'n bietjie daardie olie kan vat, die balsem van Gilead, om ons te kan inbring met respek in die arms van die Here Jesus, dat ons kan gewaar word, hy sal ons nie begewe nie, hy sal ons nie verlaat nie. Dankie my boetie vir hierdie woord. Dit is kosbaar en ek dink net daaraan dat, jy weet, voor jare toe ons net gered is, toe kon ons nie uitgepraat raak oor die redding van ons siel. En dit is hoe ons gemeentes gebou het. Ons het van persoon tot persoon gesels en mense genooi om ontmoet die Here Jesus. En dit is wat kosbaar is. Ek is dankbaar dat Bethel staan nog steeds. Hy gaan aanhou. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek gee nie om wat gebeur hier, maar solank as wat ons lewe sal hierdie gemeente nêrens heen gaan nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie. God is hier. En ek is dankbaar dat genoem word van my Vader. En ek kan vir u sê vanmôre, hy het net Jesus lief gehad, hy het siele lief gehad. Amen. Sy hart het geklop vir mense. En oor die land, toe hy afgegaan het, toe was daar 124 gemeentes wat hy gestig het. Amen. En oor die 24.000 lidmate in die bediening. Vanmôre is ek dankbaar dat ons
hande kon vat en hierdie bediening nou oor die 300 gemeentes is. En God is groot. Ons moet nie kyk na mense nie. Ons gaan seer kry. Hou jou oog gefestig op Jesus. En voordat ek oorgee aan Benny, kom ons sing daar jou koortjie, kom ons staan op, He's more than enough. He's more than enough. He is El Shaddai. He is the God of plenty. Ek wil hê dat jy moet gewaar word dat die Here sy hand op die lewe wil sit vanmôre. Ongeag wie jy is en wat jy is en waar jy gaan, God soek jou. Ek lees dit in die weer daar jou skrifgie. Die Meester is hier en hy roep jou. Die Meester is hier. Hy reik uit na jou vanmôre. Hy sê, vat my net vas met jou hele wese. Alles wat in jou is. Maak my nommer 1 in jou lewe. Ek onthou jare terug, was ons in 'n diens op Douglas. Ek en my pa en my ma en my vrou en ons het daar gaan dienste hou. En die Sondagmôre toe staan daar 'n ou moeder op, blind, krepeel, kan nie sien nie. En sy sê, Jesus is nommer 1 in my lewe. En haar man staan langs haar op, diep in sy 90's. Hy staan so geboor en hy sê, Jesus is nommer 1 in my lewe. Is Jesus nommer 1 in jou lewe? As hy nie is nie, maak hom nommer 1 vanmôre. Sodat hy alles kan wees, nie net nommer 1 nie, dat hy jou hele lewe oorheers. He's more than enough, so much more than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, oh God Almighty, Jesus is more than enough. He's more than enough, so much more than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, oh God Almighty, Jesus is more than enough. As jy vanmôre probleme het, as jy vanmôre voel, Here, ek weet nie wat ek kan. As jy voel, Here, hier is 'n gesukkel wat ek nie kan hanteer nie. Terwyl ons dit sing, steek jou hand na God se hemel. Hy is meer as genoeg vanmôre. Net om jou hand te raak. Miskien is jou lewe warboel, miskien het daar dinge gebeur en ag, dit is net 'n gemors. En in 'n worstelstryd betrokke. Maar my God raak kennis daarvan. Soos my boetie gesê het, toe hy nader die lig trek, toe sê die Here, jy is al die dood. Wil God vir jou sê vanmôre, jy is spesiaal. My Here, dit is skathuis. Amen. Maar daar genesing is, verlossing, saligheid is. Is more than enough, so much more than enough. He's our Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, oh God Almighty, Jesus is more than enough. Oh Lord, He's wonderful, because God is wonderful.
gaan vra vir. Can I ask Diego to come and close for us in prayer if you don't mind? I know you're a child of God, and I will appreciate that. You can pray in English or Afrikaans, you're most welcome. Jy weet ons die woord van die Here sê, as ons gees saam getuig, dan is ons kinders. En ek is dankbaar dat hy hier is vanmôre, Rebecca, Karel, en elkeen in die huis van die Here, Harry, en my broeder, ek het nou klaar die naam vergeet, maar Nick, dat is dan so makkelijke naam, vergewe my, maar ek is bly dat allemaal hier is vanmôre, en ek glo volgende week, gaan ons meer wees, God is hier. Ons het vandag teruggekom na Bethel, toe na die betekenis van Bethel, en dat ons weet, dit is die huis van die Here. Vir 'n sondaar is dit 'n verskriklike plek, maar vir God se kinders is dit 'n wonderlike plek. Mag die Here u seën, Thank you, Heavenly Father, for this blessed service, Lord. Yes, I thank you, Lord, that we will remember that you are more than enough, Lord. Amen. I thank you that we will stand on your promises, Lord, that you will never leave us and never forsake us, Lord. I thank you that we can trust you with everything, Lord. I thank you that we do not have to worry about what we will eat, what we will wear, Lord. But I thank you that we can just focus on you, Lord. Give us the strength to not focus on the people's faces, Lord, but to keep our eyes fixed on you. Lord Jesus, I thank you, Lord, that we will surrender it all unto you, Lord. I thank you, Lord, that you give us the strength to endure. Thank you that we will run this race with perseverance, keeping our eyes focused on you, Lord. Yes, I thank you, Holy Spirit, that you guide us so that we will make time for you, our Father, throughout this week. In Jesus' name, amen.